Goeiedag almal, kom ons begin gesels vanuit hierdie wonderlike teks in Filippense 1 vers 6. Van een ding is ek seker, hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit bly doen tot op die dag wat Jesus Christus weerkom. Hy sal jou nooit in die steek laat nie, daarvan kan jy seker wees. Ek glo dat een van die goeie werke wat die Here in ons begin het, is om altyd optimisties te wees. Maar wat beteken die woord optimisties? Dit kom neer op 'n lewenswyse van 'n verwagting, 'n lewenswyse van hoop en geloof in 'n goeie uitkoms, afgesien van omstandighede. Optimisme is om elke terugslag of negatiewe gebeure in die lig van 'n positiewe toekomsverwagting te beskou. Dit is eintlik alles wat hoop, verwagting en geloof is. En hierdie goeie werk is wat die Here in ons begin het. Jy weet, die hele wêreld bevind homself in 'n absolute duisternis op alle gebiede. En te midde hiervan is dit noodsaaklik dat ons as kinders van God die helder lig van optimisme moet laat skyn. Hierdie is 'n opdrag van die Here aan elkeen van ons in Matteus 5 vers 14 en 16. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. En dan gaan hy verder en sê: laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Wow! Hierdie is 'n geweldige uitdaging en 'n verantwoordelikheid wat die Here op ons plaas, om lig te wees in die duisternis om ons. Kom ons gaan kyk na die betekenis van hierdie woordjie verheerlik en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Dit is die Griekse woordjie doxazo, wat 'n uitbeelding skilder van die triomfanklike aankoms van die Here, wat 'n nuwe en 'n glorieryke dag in die lewens van die wat dit hoor en sien aankondig. Met ander woorde, in duisternis is dit ons lig wat die triomfanklike aankoms van die Here moet aankondig, 'n nuwe en 'n glorieryke begin. Ons moet sy teenwoordigheid, sy krag, sy wysheid en beskerming en hulp aankondig in tye van duisternis. Ons lewens, ons voorbeeld, ons doen en late, ons optimisme te midde van duisternis kondig hierdie heerlikheid van die Here aan, hierdie triomfanklike aankoms van die Here. Met ander woorde, om lig te wees is nie bloot die druk van 'n skakelaar nie. Die lig waarna Jesus hier verwys, moet aangeskakel bly. 1 Johannes 4 vers 4 en 5. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Die uitdagings wat die lewe bied is soms menslik onoorkombaar groot en die vyand teen ons is uitdagend en uiters slinks. Maar onthou wat die Jesus gesê het in Lukas 18 vers 27. Die dinge wat by mense onmoontlik is by God altyd moontlik. Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Ag, pak elke dag van jou lewe aan met optimisme, met daardie krag van die Heilige Gees, die goddelike wysheid, ywer en entoesiasme in alles wat jy doen. Want weet jy wat? Die Here sê jy is bo op die berg waar almal jou kan sien. Ek glo die Here praat met elkeen van ons en hy sê, my kind, die lig in jou moet die duisternis om jou verlig. Moenie toelaat dat die duisternis om jou die lig in jou uitdoof nie. Here, dankie dat jy ons hiermee help, elke dag waar ons tussen mense is, waar ons alleen is, en Here, dat ons altyd u triomfanklike aankoms en verskyning sal verkondig in alle omstandighede. Amen.